Oh, Africa, sitange unende. We Namibia, si kai kan gas. Sengedamran naman Afrikaans. Oda panula, yeshimwe apo. Om gatero, yung utukiro. Ons is steeds in Windhoek, maar hierdie keer in Hoogland Park. Ons gasheer vandag het sy eerste lewenslig aanskou ver daar in die noorde in Onahena. Hy was ook die land se eerste kommissaris vir arbeidsgelykheid en hy steeds ook die president van Windhoek se skouvereniging. Ons kuier by Wilbard Usiko. Meneer Usiko, baie lekker om jou te sien. Welkom by my huis. Ja, baie welkom. Wilbard, iets wat jou besonders maak volgens my is hoe lekker jy kan Afrikaans praat. So, dis my beginvraag. Vertel ons van jou pad met die taal. Ja, Afrikaans, Afrikaans was goed geweest en dit was nou jare terug, nee. Maar omdat ek dit nie meer gereeld praat nie, dit het nou verroes, ongelukkig so, nee. Ek het 'n primêre skool by Onahena. Ek het by Onahena skool gegaan. Dit is nou 'n primêre skool in die vorige jare. Nadat ek standaard 6 klaar gemaak het, het ek na Ongwediva toe skool gegaan. Vorm 1 begin daar. En meneer Piet Wisse was nou die principaal daar. En ek was daar vir 5 jare. En my klasmaat was Tom Alwendo, Isaac Katali, Kelly Hulifa en baie meer. En Afrikaans was daai daar wat ons geleer het en gelukkig, dit was maklik vir ons want die onderwyser wat ons Afrikaans geleer het, al die meeste van die onderwysers was nou Afrikaans sprekend. Dit vir ons bietjie makliker gemaak. Maar nou dat nou Afrikaans nie meer gereeld gepraat word nie, Afrikaans het nou verroes. En ek hoop die mense wat luister sal nou kan verstaan. Luister gou, was jy stout geweest op skool? Moes meneer Wiesam na die rotang op? Ja, hy het die rotang gebruik en daar was seker meneer Dutoi. Hy het van sy rotang gebruik gemaak. En het was bietjie stout, maar wanneer mense jong is, het is net gewoonlik dat de mense so stout is. En so was ook stout geweest, maar die discipline was nou so streng daar so. En dit is waarom ons dit so ver gekom het, die discipline. En het is net nou ongelukkig dat discipline nie meer in ons skole so gehandhaaf word nie. En dit is waarom baie dinge so verkeerd gaan. En jy weet mos dat net 18% van die leerlinge wat vir die einde eksamen gesit het, dit gemaak het. En dit is discipline. Dit discipline is die wagwoord. Onderwyser, maar voordat ek het al gehoor hoe jy kan lekker stories vertel in Afrikaans. En het jy 'n gewilde Afrikaanse grap of nie? Dat jy graag vir ander mense vertel. Ja, die een grap wat ek, is eintlik nie 'n grap nie, maar is 'n ware storie. Toe ek nou van die voormalige Wamboland na Windhoek toe wou reis. Ek het nou na Tsumeb toe gery en by die stasie gegaan. Ek het nou hier die Afrikaner daar by die stasie gekry en ek wou nou
vir hom met my hoe Afrikaans nou beïndruk. Ek sê vir hom toe, ek vra toe vir hom, hoe laat arriveer die trein asseblief meneer? Hy sê, hey, luister hierso Bamboekie. Jy kom nie hierso om vir my met jou sogenaamde hooggeleerdheid te beïndruk nie. Ons sê aankom. Arriveer sy voet, hoor jy? Ja meneer, toe het ek nog weggeroep, hy het nie vir my gesê nie, want die tyd, mens moet net oppas wees, anders hy sal vir jou bliksam. So ek het nou net weggegaan en ander mense gaan vra. Vertel bietjie vir ons van jou vrou en jou kinders en jou familie. Ja, ek het my vrou en die meisie daar die tyd in 1987 ontmoet. Sy is nes by beroep. En sy was nou hier so by die Nesses Home in Kathedra Hospitaal. En ek was nog op Augustinum, toe ek Augustinum school gegaan het. En ons het daar by die hospitaal ontmoet, dit is waar dit begin. En vir 6 jaar het ons net meisie en boyfriend. En nou in 84 het ons nou getrouwd. En ons het net 3 kinders. En die kleinkinders? Een. Eenetjie. Nou ja, ons het hom gesien. Ons het hom gesien, hy is toch te oulik. Wilbert, jy weet, jy het 'n vol werkslewe gehad waar ons gaan gesels, maar weet in jou private tyd, wat is soort dinge doen jy graag as jy jou tydjie afgeknip? Ja, ek oefening by die gymnasium. Ek gaan daar elke dag, behalve naweke. Naweke moet ek rus. Ek hou van oefeningen en dit is een. Die andere ene, ek kyk televisie. Veral die internationale nieuws. En mijn favorite ene is CNN en BBC. Vertel gou vir ons, jy sê jy was op Augustinium, jy weet, in watter jare was dit gewees? Ja, was jy ook polities aktief gewees reeds in daai tyd? En ek het nou matriek op Ongediva in 1978 klaargemaak. Ek wou eintlik universiteit na Suid-Afrika toe gegaan het, maar die jare, die onluste in Suid-Afrika was so hoog. Baie mense is soon toe gegaan, net om die volgende keer terug het. Hulle was net daar geskort as gevolg van die onluste daar so. Nou het ek nou maar besluit om vir die onderwijskursus te gaan by Augustinium. Die Augustinium College was die enige college wat nou kursus gee wat vir die mense wat matriek klaar gemaak het, gedoen het. Nou, nadat ek het nou Oranjemund toe gegaan en bietjie daar gewerk. En daarna, ek wou altyd verder gestudeer het. Ek het nou vir scholarships gesoek. En ek het nou, die British Council het nou vir my scholarship gegee. Ek het nou Engeland toe gegaan. En daar, want ek is gekwalificeerde onderwijzer, ek wou nou altyd net my onderwijsberoep verbeter. En ek het nou by die Universiteit van West Sussex daar gestudeer. En ook by die Universiteit van Namibië. Ek het Bachelor of Education gedoen en ook ek het ook 'n diploma in Education Studies. So dit is al. So ver dit onderwijs aangaan. Al die jong mense, die tyd, hulle was polities, hulle was altyd in politiek betrokke. Ek was ook nie die uitsonderling nie. Toe ek op Augustinium was, het ons altyd die SWAPO-vergaderings in Kathedra bygewoon. En toe Sifidi doodgemaak is, daar by Sifidi, ons was daar by die vergadering. En
ja, dit was een van die nare ondervindings wat ons gesien het met ons eie oë. Ja, maar daar was ook, ek is seker, kosbare en wonderlike oomblikke in daai moeilike tye gewees vir julle, né? Ja, maar in die noorde, die rede waarom ek altyd, waarom ek hier in diskant die rooi lyn werk gesoek het, was die tyd, dit was baie moeilik in die noorde. Ek was baie kere gearresteer en ek het ook 2 weke, toe ek op Agostinium was, ons was gearresteer met Sangula se broer. Ons was op pad skool toe, Agostinium toe. Daar by Onyanya het vir ons gearresteer en Oshakati toe in die army truck vervoer en ons was daar vir 2 weke in die gate, die army gate daar. En ons was geslaan en ek weet nie hoekom nie. Later het ek nou precies geweet, dit was sekerlik maar dat Helmut Angola, dit is nie die Helmut, dit is na sy broer. Hierdie ene Helmut Angola wat ons ken, is nie na Angola sy broer nie, maar na Angola het ook 'n broer by die naam Helmut. Hy is nou oorlede. En sekerlik, hy was die man waarna hy gesoek het, omdat hy die na Angola sy broer was. En ons het nou vir hulle gesê, ons skoolkinders van Agostinium, hulle het nou met die Agostinium skool in aanraking geskakel. En die principaal daar het nou die waarheid bevestigd dat ons wel die Agostinium scholieren was. En ons was geslaan. En, ja, en ik denk die een van die mensen met wie ons gearresteerd was, dit was Helmut Angola en die voormalige bisschop Vivi Nambara van Elsin, zijn vrouw, Menete, ons was samen. Ja, wat daar in 2 weken in die army kamp op Oshakati doorgebracht het. En die Obambo-traditie, die waarde en die culturele normen en culturele waarden is harde werk. Harde werk en respect voor ouders en respect voor andere mensen. Diefstal was niet iets wat gedeeld was in onze cultuur niet. Maar nou, het is jammer dat die jonge mensen van vandaag, hulle het hier al die cultuurnormen en culturele waarden weggegooid. En ik is zeker dat die reden waarom dit zo is dat mensen krijgen, nou die mensen wat geloven dat die Obambo's hulle steel. En dit is in de mate baie waar. Ik het een kleerde en gebier hier gehad die andere dag. Ze het naar mij toe gekomen. Ons is vrienden. En ze het, Wilbert, die Obambo's het in mijn huis ingebreekt. Ik zei, oké, hoe weet je? Nee, dit is hulle. Ja, en dit is in een mate waar, want dit is zo dat die Obambo's het nou die reputatie gekregen om die steelkultuur. En ik denk, dit was niet zo niet in die verleden. Ons was zo ordentelijk opgevoed en ordentelijk opgebracht. Maar hier die omstandigheden, die levensomstandigheden waarin ons jong mensen leven, die plakkerskampen waarin hulle leven, die zogenaamde informele nederzettings waarin hulle leven, dit is gunstig voor die nieuwe cultuur wat hulle nou opgekweek het. Hoe maak ons hierdie kultuur van misdaad reg? Dit is een groot probleem. Die armoede en hier die criminele daden, dit gaan samen.
Die verskoning is, ons is arm, ons moet nou lewe. En mens kan nie lewe om te steel nie. Dit is nie goed nie. Mens moet net probeer om harder te werk. En dit is, toe ons opgebring het, ons was altyd gesê, harde werk. Om te bedel was altyd skandelig. Dit was nie net skandelig nie, maar dit was 'n vernederende ondervinding. Om te gaan bedel vir kos. Mens moet net hard werk. As dit nie reën nie, dit is 'n ander saak. Maar as jy te lui is om te werk en om jou eie kos te produseer, as jy gaan bedel, dit is so skandelig. Dit was so in. Maar nou die mense. Swakopmund duik telkens op in die geskiedenis. Op 12 Februarie 1903 is die Klipkaai die eerste hawe hier ingewy en in 1904 weens die land se militarisering vir oorlog land 'n bataljon seesoldate onder bevel van majoor Frans van Glasenapp in die kusdorp. 5 stoomhuiskrane word in 1906 op Swakopmund se nuwe houtkaai in gebruik geneem. 'n Radiostasie vir 'n telegraafdiens na die buiteland open in 1912. Nou jy was die kommissaris vir arbeidsgelykheid, Yes, sir. affirmative action. Dis So, reg. ek dink dit bly nog steeds 'n groot gesprekspunt. En ek is seker dit moes 'n groot uitdaging gewees het reg van die begin. Dit is Vertel vir ons presies. van jou ervaring. Dit was 'n uitdaging geweest want ek was die eerste. As 'n mens nou iets by die begin. Dit is altyd 'n groot uitdaging. En ek het nou deur die hele land deurgeloop want die werkgewers, hulle was ook nie seker wat die doeling van die wet was nie. Maar die doeling van die wet was dat daar was 'n wet geweest en wat in die Suid-Afrikaanse parlement uitgereik was die tyd dat swart mense mag nie seker beroepe oefen nie. En die wet het ook 'n uitwerking op was ook van toepassing in Namibië. Dit is waarom daar ongelykheid sover dit die werksgeleenthede betref. En dit was nou die ding wat nou die wet moet regmaak. En mens moet nou die werkgewers moet laat verstaan dat dit nodig is om gelykheid by die werksplek te bevorder. At the end of the day, once you do that, then you also ensure that there is a sense of belonging among the workforce, because if they feel that, well, dit is hulle en dit is ons, dan die motivering is ook nie wat dit moet wees nie. Die mens kan net produktiwiteit bevorder as die mense gemotiveerd is. En dit is 'n boodskap wat ek oral met die werkgewers gesels het. En ek het toe gedink, ons het 'n mate van sukses behaal. En dit is nie net
wanneer dit van op swart mense kom nie, maar die vrouens ook. Ons kommersiële banke, daar was nie 'n vrou CEO nie. Nooit nie. En toe ons begin het. Dit was net blanke mans geweest. En nou daar is paar vrouens wat nou die CEO is van die commerciële banken en ook andere versekeringsmaatskappye. Jy was 'n onderwyser gewees of opgelei as een en jy weet jy was later direkteur by New Era, NAMSA ensovoorts. Het jy skool gegee toe jy aanvanklik? Nee. Ja. Ek was 'n onderwyser gewees op Debra. En my leerlinge is among others Bernard Taufiko, Pumbushimi, Kanjode, en Dr. Chimuku en Dr. Nelson Herunga, die tandartse en baie meer. Ja. En laastens kortliks gou, dit was op Debra. Toe het ek nou Augustinum gegaan. Ek het ook daar skool gegee. En na dat was ek nou 'n principal by die Windhoek Vocational Training Center. En na dit was ek nou 'n adjunct directeur by die ministerie van die destydse ministerie van basiese onderwys en kultuur. Tot in 1997. Ja, en daarna het ek nou was ek nou die commissioner. Die kommissaris. Baie kortliks net, jy's al jare lank betrokke by die Windhoek Skouvereniging. Dis reg. Hoe dit begin en weet geniet jy dit? Ja, ek was uitgenooi deur meneer Harald Schmidt. Hy het gesê nee, ons wil jou op ons raad hê. En meneer Thius Koeman was eintlik die voorsitter van die skoolvereniging daai tyd gewees. En dit was nou 2004 gewees toe ek by die skoolvereniging aangesluit is as lid van die raad. En nadat meneer Thius Koeman afgetree het as die voorsitter van die skoolvereniging, was ek nou, ek dink dit was in 2008, het ek nou die voorsitter aangewys as die voorsitter van die skoolvereniging. En elke jaar daar is 'n verkiesing. En die lede van die skoolvereniging het altyd vir my gekies. En ons sal nou ook weer, en ek dink in April, die AGM gaan hê, die algemene vergadering. En die verkiesing sal nog weer gaan plaasvind. Ek weet nie of ek dit nou kan maak nie, maar dit was meer as 10 jaar, so miskien dis tyd dat hulle iemand anders kry vir die voorsitterskap. Wilbert, jy gaan graag Omotia toe. Hoe gaan dit met jou boerdery? Ja, ek moet net sê, my boerdery is eintlik in 'n tipiese plattelandse omgewing. Ek het net 'n 15 hektaar land in Mahangu daar en ook 'n paar beeste en paar bokke en paar skape. En die beeste en die bokke wy nie in die 15 hektaar se in die 15 hektaar land nie, maar hulle wy vry daar buite die land. So dit is net 'n tradisionele manier omdat 'n man moet hy is daar hè, en hy moet eintlik ook 'n beeste hê. En dit is nie vir kommersiële purposes nie, maar dit is net as iemand gaan trou van jou familie, dan daar is vlees beskikbaar.
En ook vlees vir die mense wat in die Mahang wat by die huis is in die Umtia area. By ons huis daar in die Umtia area. Oorweeg jy dalk om daar te gaan aftree, jy weet, as jy dalk nou finaal wil gaan rus? Ja, as 'n mens nou aftree, ek het besluit om te werk tot ek nou onder die grond is. Want as 'n mens nou dink, ek moet nou rus, ek moet nou sit, dan jou gesondheid sal nou agteruit gaan baie gou. Mens moet aktief wees en ek glo daaraan dat ek moet altyd aktief wees sodat ek gesond sal bly. Volgende week, ons maak op Swakopmund 'n draai by 'n doyen van die Namibiese teaterkuns, professor Aldo Berends. Ons gesels oor sy dekades op, voor, agter en langs die verhoog, familie en Kyk sepies ook. professor Aldo gaan ook 'n titsel voordra en sing. Die kelkie sonder voet. Ja, die kelkie sonder voet. Kyk aan gas, sing dameran naman Afrikaans. Bona panula, eshiwe apo, ongatero, yung